Goeienaand, ek is so half hartseer dat dit my laaste aand is. Maar ek weet die ander baie opwindende onderwerpe gaan leraar Nico doen, soos die 1000 jaar en die merk van die dier en die seël van God en die eerste, tweede, derde engel boodskap en die 7 laaste pla en die uur van sy oordeel het gekom. En weet julle, dit is baie naby. Baie naby. En dan op die einde gaan ek, die amper einde gaan ek doen. Die laaste verhaal is die nuwe aarde. Nuwe aarde. Maar vanaand, God wen. Hierdie lot in hierdie wêreld wat dink hulle kan die scepter swaai. Hulle kan ook deel word van hierdie wenspan. Almal kan. Almal kan. En ek dink daar gaan baie, hoor my nou mooi, daar gaan baie politikuste in die hemel wees. Ons dink hulle almal is korrupt. Maar ons het gesien Daniël was in Babylon. Nebukadneser, gaan lees bietjie Daniël hoofstuk 4. Die koning van Babylon het bekeer. Dink dit maar net as Ramaphosa bekeer. Dink dit net. Dink dit. Ek sê nie is nie, ek wil nie oordeel oor hom spreek nie, maar hoe anders kan dit wees? Hoe anders kan dit wees? God wen. God wen. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons kom na U toe en ons weet ons hou vas aan die God wat ons geskaap het. Die een wat ons aan mekaar gesit het binne in ons maale se maag en ons gemaak het uniek. Elkeen van ons het die vermoë om liefde te gee, liefde te ontvang, goeders te doen, te ontwerp, nuttig te wees in die samelewing. Elkeen het talente. En ons sê dankie vir U dat ons dit het. En dan, liewe Heer, weet ons dat U ons nie net gemaak het vir hierdie ou kort lewetjie nie, maar vir 'n ewigheid te kan leef. Ons siele en ons wesens verstaan nie die konsep van dood nie, dis 'n wrede ding. Want U het ons nie gemaak om dood te gaan nie, maar om vir ewig te kon lewe. En U het ons kom verlos van 'n sekere dood, sodat dit weer vir ons op die tafel kan wees. En ons sê dankie daarvoor. U het beloof waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, sal U ook wees, so ons welkom U vanaand in ons midde, in Jesus naam. Amen. God wen, die mees herhaalde belofte. Nou ja, ek gaan julle so 'n oombliekie terugvat na laasweek toe ons gesien het, dat met Jesus se eerste koms, was daar 300 profesieë, wat in hom waar geword het. 300, soos hy sou in gelykenisse praat. Hulle sou oor hom die lot werp. Sy bene sou nie gebreek word op die kruis nie. Hulle sou die spies insteek. Daar sou water uitkom. Hulle sou hom 'n kroon gee. Jesus sou natuurlik wonderwerke doen, mense genees, die duiwels uitdryf. Hy sou 3 dae in die graf bly en dan sou hy opstaan. Nou die opstanding is nie eers in hierdie 48 wat hulle probeer ingewerk het. Want anders sou daar sou nie genoeg syfertjies wees nie, want daar is nog niemand wat die dood kon oorwin nie. Want daar is net een wat die dood kan oorwin. Wat kon doodgaan en weer opstaan. En dis Christus Jesus. Nou die res wat menslik gesproke kon waar word, het hulle gevat, en net 48 is 1 uit 10 tot die mag 157 nulle. 157 nulle. Dis net 48, ons praat nou nie van 300 nie, ons praat van 48. 48 van hulle. Net die klop wiskundiges daar gesit en probeer uitvind. En ons het gesien dat presies die 70 weke profesie het waar geword van 457 tot Jesus se doop, sy kruisiging,
En toe Stefanus gestenig is, hierdie tyd was gegee vir wie? Vir die Jode. Hy het gesê, vir jou volk is dit afgesny van die 2300 aande se môre. Vir jou volk. 70 maal 7 keer, sê die Here, sal ek julle vergewe. En daai 70 maal 7 het presies waar geword, en toe, van daar af, 2 goed. Stefanus is gestenig, met ander woorde, die Joodse volk het nie net vir Jesus doodgemaak en hom verwerp nie, maar ook sy volgelinge. Die wat die boodskap verder moes vat. En toe kry Petrus mos die visioen, wat sê, jy moet nou na die onreines toe gaan. Onthou julle daai onreine diere wat afkom. En toe hy opstaan, en hy het 2 keer vir die Here gesê, maar ek eet nie daai goed nie. En toe hy opstaan, toe klop die heiden aan sy deur en sê, ons roep na jou. En toe sê hy, die Here het my gestuur na die heidene toe. En van toe af, Petrus toe Paulus, het dit verkondig. So hoekom gee ek dit weer vir julle? Of julle te sê, die Here se beloftes kom elke keer waar. Hoekom dan nie sy mees herhaalde belofte in die Bybel nie? Mees herhaalde belofte in die Bybel. Hoekom dan nie die mees herhaalde belofte in die Bybel nie? 1518 keer word die belofte herhaal. Nou ek weet nie van julle nie. Wanneer herhaal jy iets? Ja, maar as iets anders. Wanneer herhaal my kind dit? As hy opgewonde is, papa, ons gaan perdry. Papa, ons gaan perdry. Ek hoor dit die hele dag wat ons gaan wat doen. Ons gaan perdry. Dan dink ek, ek gaan weer op daai perd loop. Nee, ek wil nie, klim op. Papa. Nou is die Here, ja, dis belangrik, hy kom. Maar ek dink hy's opgewonde. Ek dink hy's so opgewonde om ons by hom te hê. Ek bedoel, hy het gesê hy gaan plek vir ons berei. En dankie vir die pragtige skenkie wat jy ons gegee het. Maar dink net wat 'n geskenk wil die Here vir ons gee. Hy praat van 'n maaltyd saam met hom. En hy wil ons kom bedien. Nee, ek wil u bedien. En dit is die vrugte en groentetjies en neute. Okay, julle dink nou aan Cadbury's en Nestle's en daar's seker 'n boom wat lekkerder as dit gee. Nou ek weet nie of julle al gesien het nie, maar 'n lekker mango, nee. Kyk jy daai ding so oopgesny word, jy kan maar daai chocolate daar sit vergeet op. Ek vir daai mango. Hy's vir my super beter. Hy's so lekker. Ek maak myself honger. Okay. Die mees herhaalde belofte, die Here is opgewonde om ons te ontvang in die hemel. Kom ons lees dit. Kyk. Hy kom met die wolke. Hy kom met die wolke. Ek is nou weer besig om julle 'n skildery te maak. Ons gaan vanaand 'n groot skildery maak en ons gaan kyk wat beteken dit. Wat sê die Bybel? Ons gaan nie self uitdink nie. Ons gaan kyk wat sê die Bybel oor die wederkoms. Wat sê hy oor die wederkoms? Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Elke oog. Ek weet nie hoe gaan die Here dit doen nie. Ek het 'n vaarspesmaas. Kyk, God bestaan mos uit lig op 'n manier. Nie net lig nie, maar ons weet nou nie presies nie, maar ons weet hy het lig wat uit hom uitstraal. Elke keer as Moses van die berg af kom, dan straal hy nog. Dis so asof daai lig nog in hom is op 'n manier. Dan kan hulle nie vir hom kyk nie. Het julle al gesien, die naaste wat ek dit al gesien het, is 'n meisie wat verlief is. Het julle al gesien, luister, as 'n meisie verlief is, kan jy dit sien, man. Sy straal so. Ek weet nie, dis seker nie dit nie, maar dis die naaste wat ek in my gedagtes al gesien het, 'n meisie wat verlief is. Hulle straal so. En as hy 'n kind gaan kry, 'n vrou wat so opgewonde is, ek gaan 'n kind kry. Jy kan dit sommer sien. Dis iets aan die vrou. Jy spreek dit. Nee. Jo, hoe weet jy? Jy kan dit sien, man, jy kan dit sien. Maar jy is nie self, jy is nog meer, die Here het lig, en ek dink, hoe dit gaan werk, dit is nou net my gedagte, dit is nou nie die Bybel nie, so hierdie kan nog heresie wees, maar hoor my net uit, ek dink, God se lig is so skerp, dat hy reg rondom die wêreld gaan. Hy kan maar enige plek wees, dit gaan soos, onheeltemal. Het julle al probeer om 'n kop speld, voor 'n groot lig te sit? Nee my maat, hy's lig.
Ek dink dit is soos dit. Ek bedoel, die son gaan lyk of hy afgeskakel word. Elke oog sal hom sien. Elke oog. Ook hulle wat hom deursteek het. Maar hoor nou hier. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Nou hoekom gaan ons rou bedryf? Ja nee, ons verstaan as ons die Here het hoeveel keer in jou hart geroep, maar jy bly nee sê. Hoeveel keer het jy die waarheid gehoor in die woord en elke keer as jy die verse lees en elke keer kyk jy daarna, maar nee. En jy het jou deur toegemaak vir die roepstem, want elke mens weet hy het 'n roepstem in sy hart. Elke mens het daai stem van God gehoor. Die Here sê hy roep elke liewe een van ons, roep hy. Hy roep hom. Hy roep jou. Wil jy hoor? Hy praat jou taal binne jou binneste. En party van ons het 'n rebellie wat net sê nee. My way. Maar aan die ander kant, hoekom sê hy dit daar? En al die geslagte, maar dit sluit nou die in wat God kies ook. Hoekom gaan hulle huil? Ek kan verstaan as jy huil maar van blydskap. Ek kan verstaan ek gaan huil van blydskap om my pa weer te sien. Ek kan verstaan as ek huil van blydskap want my kinders wat gesterf het, ons het 3 van hulle en hulle gaan vir my gebring word. Ja, ek kan nie wag nie man, ek kan dit verstaan. Maar wat van daai woord rou? Is dit bitterheid, iets is anders as fout. Hoekom het ek nie genoeg gedoen om seker te maak my ander kinders is in die hemel nie en een maak dit nie? Hoekom het ek nie genoeg gedoen dat my ma ook saam met my daar kan wees nie? Hoekom het ek nie genoeg gedoen dat my kollega nie saam met my daar kon uitkom nie? Hoekom? Ja mense, om te laat te ween is 'n verskriklike saak. Nou is die tyd. Nou. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. So hoe gaan die koms wees? Ons het nou al 'n paar dingetjies gekry, ons het gesien, elke oog gaan hom sien. Dit gaan soos 'n weerlig van die ooste tot die weste, want dit almal sien dit. Ek weet nie of julle al daar in Dundee rondgery het, Noord-Natal nie, as hulle daai as daai berge en alles ietsie ontwikkel, dan kry jy die elektriese storms in die aand. Dan ry jy met jou kar, jy ligte maar afsit want daai weerlig, hulle hardloop so. Soveel so jy kan maar afsit want dit is heeltyd lig om jou. Van die ooste tot die weste. Uit die ooste slaan en tot die weste, so sal die koms van die seun van die mens wees. Matteus, ekskuus, ek moet daarop partykeer sê waar ek lees, maar julle kan lees. Matteus, dit is nou Engels, Matthew 24 vers 30-31, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Waar gaan hy kom? Gaan hy uit die aarde uitkom? Gaan hy 'n gaatjie opkom en boor hy uit soos 'n bom? Nee! Hy kom van nie. Ons neem dit al vir ons aan dat hy van daar af gaan kom. Maar ja, dis die prent wat nou geskilder word. Dis soos 'n weerlig. Hy kom van die hemelse kant af. En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf weer eens. Matteus Openbaring het net dieselfde gesê. En die seun van die mens sien kom op die wolke. So hy gaan op die wolke kom. So Jesus gaan in die hemel verskyn op die wolke met groot krag en heerlikheid. Natuurlik, hy het 'n lig wat uitstraal. Sy heerlikheid gaan die aarde vul. Groot krag. Massiewe krag. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief. Nou ek wil nou nie weet
ek wil nie julle nie verduidelik hoekom 'n dief nie, want ek vermoed julle in Suid-Afrika het 'n goeie idee. Hoekom 'n dief? Jy weet, hy kom gewoonlik wanneer jy dit nou nie verwag nie. Nee, jy verwag nou nie hy gaan kom nie. Dis die eende. En hy kom gewoonlik ook so, hy kom hy daar by die voordeur. Da. Nee, hy kom klop nie aan en sê luister, ek is nou hier nie, hoor. Ek is nou hier. Ek wil nou ietsiekie by jou kom kry nie. Okay, partykeer kom hulle daar by die venster, jy weet, dan kom steel jou kar. Goed. Daar is diewe wat so ook werk. Maar kom ons kyk wat beteken die dief hierso. So is dit nou stil? Is dit nou, ons weet nie wanneer die datum is nie, weet nie wanneer kom hy nie, maar die dag van die Here is soos die dief in die nag, okay, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand, julle, Here Nico kan nie eens slaap as die hond chunk nie, hoe gaan hy nou slaap as die met 'n gedruis verbygaan? Nee mense, dis nie stil nie, as elemente brand, weet jy hoe hard brand dit, dis net 'n gekrak en 'n gekraak. So definitief, die dief gedeelte is, ons weet nie wanneer kom hy. Maar dit is definitief nie stil nie. Ons gaan net nog verder lees. Dit is definitief nie stil nie. Ek bedoel, hy kom nie hier aan en dan skyn hy net sy lig hier nie. Nee, want elke oog moet ons sien, so ons moet weet. Met groot krag en heerlikheid, plus die elemente brand en vergaan. Soos onverwags. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. Mense, wat het ek nou daar gelees? Dat ek dit net weer lees? 'n Geroep met die stem van 'n aartsengel, net terloops. Dis daardie stem wat die mense gaan opwek. En met die geklank van die basuin van God. My seun doen trompetklasse. Hy doen trompet. Dis hy. Ek het vir hom gesê, as jy met 2 hande klavier kan speel, kan jy enige instrument kies wat jy wil, dan vir 'n tweede een en ek kan vir jou. So hy het letterlik net begin met sy 3 vingertjies tang hierso. Papa, kyk. Ek kan nou 2 hande speel. Ek sê vir nou, wat 'n instrument, my seun? Trompet. Ek sê vir hom, nee, maar fantasties. Toe koop ek net vir my mondstuk. Nee, daai mondstukkie. Dis al. Ek sê vir hom, as jy 7 note met daai mondstuk kan speel, dan maak ons 'n plan. Jo, dit was, ek kan nie onthou nie, 2 maande of iets, 1 dag. Hy het altyd 3 note. Toe sê ek vir hom, man, gaan klavier toe, dan kry jy of jy note kan kry saam met klavier. Ek wou dit nie gesê het nie. 1 trompet, mense, weergalm in die huis. Die hele buurt weet wanneer my seun oefen. Dit is 'n verhaal. Laat my dink, toe ek op skool was, het ek nou kadette gedoen. Nee, die blou van ons, toe by Kinkosie kom, toe weet ek nie meer nie, maar kom ons gaan nou uit die blou. En toe doen ons uit die blou van ons hemel, en toe gee ek vir my pa die trompet die dag. 1 dag. En hy het by die staatspresidentswag gewees, daar by in Pretoria by die staatspresident. So hy het so hele gewaad en alles aangehaat altyd. Maar toe my pa blaas, mense, die hele dorp kan jou hoor. Nee, ek weet nie waar het hy sy longe vandaan gekry nie, maar dit was baie desibels hoër. Dit is nie in die geheim nie. Want hier staan dit. Die geklank van die basuin van God. Nou as my pa 'n dorp kan laat weet, hoeveel te meer kan God die wêreld laat weet. So het ons dit nou. Ons gerou bedryf, soos weerlig. Hier skilder ons hom nou in. Kom ons skilder maar met die regterhand 'n keer. Jesus gaan die hemel verskyn op die wolke met groot krag. Ek weet nie hoe skilder mens dit nie, seker groot strepe. En dit soos die dief onverwags. Ek daar maak ons die hele prent seker toe, ek weet nie. Met die stem van 'n aardsengel, met die basuin, geen geheim nie. Almal weet, almal moet hom tog sien, hulle kan hom nie sien as hulle nie weet nie. Maar daardie dag en die uur weet niemand nie. Daar staan dit. So die geheim, die dief in die nag, is omdat ons dit nie weet nie.
Ons weet nie. Ons weet nie wanneer is die uur nie. Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. Daar het elke engel sommer 'n trompet. Nee my maat, ons gaan weet. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel tot die ander einde daarvan. So wat gaan gebeur? Hy gaan sy engele uitstuur en hulle gaan ons kom haal. Hy gaan kom haal. Ek weet wat ek vir my engel gaan sê. Luister. Eerste, waar is my kinders? Tweede, waar is my pa? Bring my na hom toe. Okay. Ek wil saam met hulle by Jesus aankom. Mense gaan by my wees, man. Ja, my. Ek het net verlang, okay? Alright. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel tot die ander einde daarvan, van oral af. Daarna, 1 Tessalonisense 4:17, daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, tegemoet en so sal ons altyd by die Here wees. Waarheen gaan ons julle? Ons gaan waar Jesus is. Daar altyd by die Here wees. Ons gaan nie op en dan woep, land ons hier onder nie. Nee, ons gaan hemel toe. Nou is die vraag. Ek het nou vir julle die skildery probeer inkleer. Ek het net 'n paar van die 1500 versies gelees, mense. Net 'n paar. Wat die prent vir ons inkleer. Natuurlik is daar baie verse wat dieselfde konsep weer en weer gee. Ons het hierdie prent gekry. Ekskuus julle, ek moes nou nie gedink het aan my kinders nie. As die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Dan is Christus ook nie opgewek. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. As ons nie kan glo, daar's lewe wanneer Jesus ons gaan kom haal nie, dan kan jy maar opstaan en gaan geniet jou laaste paar jaar van jou lewe, as jy soveel oor het. Ek is in Duitsland en ek speel volleybal in 'n interessante volleybalspan. Ekskuus julle. Ekskuus, ek wil net myself red hier so. En ek kry dit nie in stilte gedoen nie. En ek kom by die skool aan waar my kinders is, my oudste 2, en ek's daar en ek vra vir hulle, luister nie, nou moet ek probeer Duits praat, dan praat ek so half Duits en half Engels gemeng, en die oomie, gelukkig, wat daar is staan, ouerige man, ek sê vir hom, dis ouer aand, maar ek kry nie, die deure is almal toe. Waar is die ouer aand? En die ou oom kyk my so, nein, hy praat met Duits, en hy sê, ek is hierso, want ons speel volleybal. Ek kyk die oom so aan, volleybal? Volleybal, ja, volleybal. Goed oom, ek is bly oom speel volleybal. Nou, hy is so 70 something. En hy sê vir my, ons kort spelers, wil jy nie saam speel nie? Ek kyk hoe so, ek sê wel, ek is baie onfiks, maar ek dink ek's fikser as oom. Ja! Dit sal 'n goeie idee wees, ek gaan nou nie so sleg vir daad lyk nie. En langs storie kort, ek gaan speel saam met hulle volleybal, en hulle almal 65 plus, behalwe nou een. En ons speel nou volleybal, ek kyk as daai ooms daai bal raak slaap, my ma, nee, hulle weet, hulle kan. En hulle hou hulle self jonk, want hulle speel volleybal, en die een se ry nog fiets, en almal is aktiewe mense, en hulle kom 1 keer 'n week, kom speel hulle volleybal, hulle los hulle vrouens by die huis, en hulle speel volleybal. Verstaan, daar uitkom bietjie, en ek het later agtergekom, het gaan oor die bar na die tyd, meer as die volleybal, maar ek het so hulle begin leer ken, en naderhand ek vir my vriende saam, en ons het baie goeie vriende geword. Ongelooflike baie vriendelike Duitse oomies.
En ek het besef, nie een ken God nie. Nie een nie. Nie, ek bedoel soos in, hulle is nie, dat hulle ateïste is nie, hulle weet net nie van God nie. Dit was so tragies. So hulle probeer die laaste bietjie lewe wat hulle in hulle het, langer maak. En aanleef. As jy nie glo in die opstanding nie, waarvoor leef jy? Waarvoor leef jy? Maar broer, onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie. Ja, dit is hartseer. Toe ek by my pa se graf staan, dis hartseer. By my oupa se graf, dit was hartseer. By my skoonpa, my skoonma, dit was hartseer. Ons mis hulle elke dag. Ons het hulle laat afsak. Dis hartseer. Ons mis hulle. Maar weet jy, ons het 'n hoop. En 'n wete, 'n vaste vertroue. Hy gaan weer kom. En weet julle hoekom glo ek dit? Want toe ek die profeseë sien hoe perfek het God voorspel, presies het hy voorspel wat die toekoms gaan hê, al van 2600 jaar terug tot vandag, toe elke ding is so gebeur, toe weet ek, daar is 'n God. En toe begin ek sien in my lewe hoe hy voorsien in my lewe, en hoe hy gebede antwoord, toe die lig aangegaan. So ek weet, die mees herhaalde belofte is seker, julle. Ek gaan weer my pa sien. Ek gaan. Laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Waar is Jesus? Hy sê nie, hemel. En daar het hy beloof, hy maak vir ons elkeen 'n plekkie. 'n huisie. As jy hy liedjie sing, I've got the mansion just over the hill. Ek het 'n mansion daar. Maar ek is al oor die mansion, ek wil net daar wees. Ek wil net daar wees. Ek sê vir Here, gee my daai hoekie daar die Karoo, ek sal te happy wees. Gee my net 'n plek. Dis die skildery. Maar dan, wat gebeur as hy dan ons gevat het? Hy vat ons waar hy is, in die hemel. Wat sê dit? Jeremia. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie. En al die voëls van die hemel het weggevlieg. En ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn. En al die stede was afgebreek voor die Here, voor sy torengloed, sy oordeel. Want so sê die Here, die hele land sal 'n wildernis word, alhoewel ek daar geen einde sal maak nie. Die Here het die groot skakelaar afgesit. Hy skryf verder, die strome het opgehou vloei. Die lewe is afgesit. Maar hy beloof dat hy geen einde daaraan sal maak nie. Hy gaan nog daarna gaan praat met leraar Nico. Hy sal vir julle die 1000 jaar hanteer. Maar vanaand wil ek graag ons in die hele wêreld in 4 groepe opdeel. In 4 groepe wanneer Jesus kom. Wanneer Jesus kom om ons te kom haal, is elkeen ek en jy. En net een van hierdie 4 is van my of van jou van toepassing. Die regverdige dode. Dis nou, ek sê altyd, dis nou ouma. Dis nou ouma. Hoekom is dit ouma in my kop, want sy het vir my altyd koekies gebak. Dis? Sy was altyd nice met my. So, ek weet nie, sy het my gelike. Sy het my gelike. Daar was nou iemand wat vir my gehou het toe ek 'n kind was.
Ek en my ma en pa ook, maar my ouma. Dis ouma, die regverdige dode. En dan het ons die regverdige lewendes, waarin ons hoop dat ons sal wees. Dan die onregverdige lewendes. Die onregverdige lewendes. Die wat God verwerp het, wat die leuen vasgehou het. En dan die onregverdige dode. Ek weet nou nie wie wil julle verdoem vanaand nie. Ons mag glad nie oordeel nie. So ek noem dit maar altyd net daai Hitler tipes, jy weet? Dalk Hitler, dalk het hy bekeer op die einde, ek weet nie. Ek kan nie sê nie, want dit is nie vir ons die oordeel nie. As ons na sy lewe kyk, dan dink ons nie, hy het dit toe nou nie gemaak nie, maar dalk het hy bekeer. Ek weet nie julle, die Here weet. Die Here sê ons moenie oordeel nie. Kom ons kyk na groepie 1. Wat sê die Here? Wat sê die Bybel oor die regverdige dode? Wat gaan met ouma gebeur? Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis. Die Bybel praat van die dood as 'n slaap. Onthou jy het gesê Lazarus slaap. Gaan kyk, hy het nie gesê Lazarus dood nie, hy het gesê Lazarus slaap. Die Here sien die dood as 'n slaap. Hoekom? Hoekom sien hy dit as 'n slaap? Want hy het lewe in hom. Vir hom is dit net, ek maak jou wakker. So dit is so asof jy gaan slaap. En jy weet, niks. Behalwe gisterand, ek vreeslik gedroom. Ek weet nie wat het Nico aangevang om my wakker te maak nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep en die stem van 'n aartsengel. En met die geklank en die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. OK. So as jy in Christus sterf, wanneer gaan jy opstaan? Met sy wederkoms. Dan gaan jy opgewek word. Jy gaan opgewek. Hier is natuurlik 'n pragtige prentjie. Ek's mal oor die prentjie, want ek wil ook daar staan. Ek gaan net nie genoeg hande hê nie, maar daar kom die kind vir jou gegee. Ai, man. Nou ja. Goed, die regverdige dode. En dan kry jy die tweede groep. Die regverdige lewens. Daarna, dis die volgende vers. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. So in ander woorde, eerste word die regverdige dode, die grafte gaan oopgemaak word. Hulle word lewendig gemaak. Dan as hulle nou lewendig is, daarna, dan is dit nou ons beurt. As ons nog lewe, dan. Ek hoop ek lewe nog dan. En dan gaan ons saam die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. En dan groep 3, die onregverdige lewendes. En dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Staan dit daar dat tot hy gaan vir ewig en altyd en altyd en altyd en altyd en altyd aanhou brand. Ek wil maar net uitwys, ek wil maar net vir julle sê, die Here sê dan hierso, hy sal hulle tot niet maak. Nou, as jy iets tot niet maak, dan is dit nou kapot. Dis nou klaar. Dis nou tot niet. Net 'n interessante gedagte. En dan dis nou die onregverdige lewendes. Die Here gaan met die asem van, ons het gisterand ook gelees van die dier uit die aarde en die dier uit die see en die wat daardie merk vat en daai beeld of die dier aanbid sal met die asem van die mond tot niet gemaak word. Selfde woorde, selfde konsep wat ons gelees het. Ons moet wegkom uit Babylon uit. Wegkom uit misleiding uit. Ons weet wie waaraan vashou?
Die woord. Selfde. Wanneer gaan dit gebeur? Met sy wederkoms. Jeremia 25 vers 33. En die wat die Here verslaan het, sal die dag lê van die een eindes van die aarde tot die ander eindes van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Hoekom gaan niemand hulle begrawe nie? Hoekom gaan niemand hulle, wat is die woord, beklaag nie? Hoekom gaan niemand huil nie? Waar is die mense wat nog lewe? Waar is hulle? Hulle het opgegaan. Hier is niemand oor nie. Dis niemand oor nie. Dis nou klaar. En die ander dode, die groepie 4, dis nou oom Hitler moontlik. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. So hulle bly nou maar net dood. Daar staan dit. Die regverdige dode word opgewek en gaan Jesus tegemoet in die lig. Die regverdige lewendes gaan saam met die regverdige dode die Here tegemoet in die lig. Die onregverdige lewendes word verdelg met die verskyning van Jesus se wederkoms. En die onregverdige dode herlewe nie tot na die 1000 jaar nie. Nou, daar lewe die prentjie nou skielik. Die familietjie. Jy het 'n keuse, my vriend. Die familietjie wat daar is, het 'n keuse. Hulle kan of sê, weet jy wat, kom ons lewe saam met Christus vir ewig. Of hulle kan dit verwerp. Ja. Salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Sien, die Bybel praat van 'n eerste en 'n tweede opstanding. Nou dit sal Here Nico met julle hanteer. Maar salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Dan gee ek vir julle so glimps oor wat die 1000 jaar se prentjie is. Dit is 'n pragtige prent. 'n Waarheid oor die 1000 jaar. 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52. Ja, ek het by hom uitgekom. Kyk, ek deel in julle 'n verborgenheid mee. Dis 'n geheim. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. In ander woorde, ons sal nie almal wakker word, né? Ontslaap, ja, ontslaap. So jy staan op uit die dode nie. Maar ons sal almal verander word. Met ander woorde, ons gaan nie almal doodgaan wanneer Jesus kom nie. Party van ons gaan lewe en ander gaan in die graf wees. Maar wat gebeur? Maar ons almal verander word. Maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink, weer eens die bassein. En die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. My pa gaan weer jonk wees, man. Hy gaan weer 'n jong lyf hê. Ek gaan weer so maak, ek gaan my hare. Ek bedoel regtig. Dit gaan fantasties wees. Ons gaan weer almal jonk wees. Hoe oud wil julle wees? Almal. Hoe oud wil, wat is die ouderdom? Wat is die ouderdom wat julle dink julle liggaam gaan hê? Wees. 30, 21. Ek wil net onder 26 wees, want my boepie het toe begin. So hy moet nou net 'n bietjie jonger wees. Maar die punt is, ons gaan 'n nuwe liggame kry. Julle almal het perfekte defekte, het julle dit geweet? Dis perfekte defekte want jou vrou het daarvan gehou eintlik, hoor. Want hy het met jou getrou met daai defect. Jy weet die defect. Maar die punt is, ons gaan nie meer 'n defek hê nie.
Ons gaan netjies wees. My sixpack gaan my hemp laat uitsteek vorentoe. Né? Ons gaan jonk wees. Ek is oortuig my pa gaan die eerste fiets in die hemel maak want hy het van fietsry gehou, hy was lief vir fietsry. Hy en my laaitjie gaan reisies jaag. Reisies jaag. Ek sal maar die time hou. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die blaaste bassein, want die bassein sal weer klank en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. So nee, moenie vir oupa gaan soek wat so loop nie. Jy moet vir oupa gaan soek wat jonk en sterk is. Ek het my oupa gaan soek. Hulle het altyd gesê hy het die bulle omgegooi. Hy het nog 'n ossewa gehad. En dan vat hy hom by die neus en dan as hy nie luister die bil nie, die os nie, dan gooi hulle hom. Dan was hy blykbaar 'n groot sterk man. Ek wou hom gaan sien. Ek seker van my laaitjie gaan met hom wil arm druk. Laaste bassein. Niks meer van hierdie wêreld en sy siektes nie. Niks meer van hierdie wêreld en sy probleme nie. Niks meer van waar het ek nou weer die sleutels neergesit nie. O ja, ek gaan die sleutels nodig hê nie. Ek gaan die sleutels nodig hê. Ek kan nie wag nie. Hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. Hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind en in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? As daar vanaand skielik 'n spul bye hier uitkom, en hier skielik kom hulle in hordes hier uit die dak uit. En julle spring op, ek sal allergies. Daar's 'n stampede om hier uit te kom. En ek sê, wow julle, hierdie bye het nie ene angel nie. Is okay. Okay. Nee, wat, dan kan ons maar weer gaan sit. Okay, party tannie sal nog steeds hardloop. Maar die punt is, as die angel uit is, wie wil dan bang wees vir die dood? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die Here verduidelik dit so pragtig. Ek dink nie ons kan dit misverstaan nie. Ek dink nie ons kan dit misverstaan nie. Wel, ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag wanneer ek vir my kinders saam kan kyk dat die Here gaan kom nie. Ek kan nie wag nie. Kyk hy pragtige prentjie. Tot die ou dol moet daar wees. Kyk! Is meisies nie net maar moeders van begin af. Hier is ons pragtige prent wat ons gekry het. Elke oog sal hom sien. Ons gaan rou bedryf van geluk en ongeluk. Soos 'n weerlig van die ooste tot die weste, Jesus gaan in die hemel verskyn op die wolke. En ons gaan saam na die Here toe saamgaan met groot krag. Hy's 'n magtige God. En die onverganklike sal vergaan. En die wat Christus gekies het en sy kinders geword het, sal opstyg, maar ons weet nie wanneer nie, onverwag. Met die stem van die aardse engel gaan ons nuwe liggame kry. En ons gaan ons afgestorwe familie en vriende weer sien. En die engele is dan uitgestuur, hulle kom ons kom haal. Ek wil julle net iets laat verstaan. Jesus gaan nie sy voete op hierdie aarde sit nie. Met die tweede koms gaan sy voete nie die aarde raak, hy gaan waar wees? Op die wolke. Sy engele gaan ons kom haal, onthou dit. Want daar gaan 'n valse Christus wees, wat ek nie kon hanteer in die lesings nie. Daar gaan 'n valse Christus wees. En hy gaan kom naboots. Gaan lees Openbaring 16. Hy gaan kom naboots. Maar hy mag nie op die wolke kom. Hy gaan op die aarde rondloop. Hy gaan maak of hy Jesus is. Dis nie die Here nie. Dis 'n valse Christus. Jesus het vir ons gewaarsku in Matteus 24 dat daar baie valse Christusse gaan wees en baie mense mislei. Moenie jy mislei word nie. Waar moet hy wees? Daar's die prent.
Dis wat uit die Bybel kom. Wanneer die grafte gaan oopgemaak word, ja, ouma gaan opgewek word. Ons gaan onverganklike liggame kry. Die goddelose, ja, hulle ongelukkig gaan in die grafte bly en die lewende goddelose gaan vergaan. Mense, ek is amper op my einde van die lesing. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem, die ander word verlaat. Ergens, volgens Openbaring 14, gaan lees die laaste deel, sal julle sien, dis die druiwe, is die slegte eienskappe, ons sondes, sondige filosofieë, alles gaan ryp word, al die druiwe gaan ryp word. En daar gaan jy kan sien, ons kan sien al vandag, sien ons al die sleg word net slegter en slegter en slegter. Ons gaan nader kan sien. En wanneer ons hierdie woord gaan lees, gaan die Here ons in alle waarheid lei. Die Heilige Gees sal ons in alle waarheid lei, soos ons hom lees. En ons kan onderskei tussen reg en verkeerd. En ons gaan die Here kan kies. Soveel so dat elkeen 'n keuse maak. En dan, watter een is jy? Die een wat aangeneem word? Of die een wat nie? Daar is 'n oordeel net voor die Here se koms. Want wanneer hy kom, weet hy klaar. Wie is regverdig en wie is onregverdig? Dit sal Veronica ook nog met julle hanteer. 2 vroue sal by die meel maal. Hoekom word dit so beskryf? Die keuse, of jy gehaal gaan word of nie, gaan gebeur terwyl jy nog werk. Terwyl jy nog jou alledaagse lewe lei. Terwyl ons nog in die oggend opstaan, die hare probeer mooi maak. Elke dingetjie reg kry om werk toe te gaan. Baie sal, dis 'n vreeslike vers. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek vir hulle sê, aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die nuwe vertaling sê, julle wat die wet van God oortree. Julle wat die wet van God oortree. Hoekom moet ons die wet hou? Word ons gered deur die wet? Nee. Nou hoekom is dit dan 'n oordeelsverhaal? Soos ek vroeër gesê het, die Here se vers, sy verbond is, wanneer ons gered is, haal hy ons kliphart uit, hy gee vir ons 'n hart van vlees, hy skryf ons sy wet op ons harte. Die vrug van verlossing is die feit dat jy liefde uitleef. Die vrug van verlossing is dat jy die 10 gebooie hou, jy steel nie meer nie. Jy jok nie meer nie. Nie eers vir tax money. Jy jok nie meer nie. Jy verneek nie meer nie. Nie eers die spietkop langs die pad nie. Hoekom? Want die Here verander die hart. Jy het nie ander afgode nie. Jy spandeer die Sabbat saam met hom. Dis wat in die gebod staan. Ek het dit nie uitgedink nie. Wat staan daar? Dis mense wat dink, hulle loop saam met God, maar hulle is mislei. Hulle volg nie die woord nie. Hulle het nie bekeer nie. As jy wonder wat's bekering? Bekering is, dis soos omkeer. Onthou julle nog die weermag daar? As jy so stap en jy sê omkeer, ek kan dit nou nie regtig doen nie, want ek was nie daar nie, kadette was al wat ek gehad het. Maar as jy omkeer, beteken dit die volgende. Ek slaan my vrou, ek besef die Here praat in my hart. Dis verkeerd. Ek sê vir haar, ek is jammer. Ek sê vir God, vergewe my dat ek haar geslaan het. En help my om op te hou. En wat doen die Here? Hy verander jou hart, dat jy omkeer en dit nie meer
doen nie. Dis die krag van God. Die herskapende krag van God. Hy het jou gemaak. Hy kan jou rewire. Hy kan. Jy moet net oorgee. Partykeer van ons mans moet soos arme Josef hardloop. Dis nie die moeite werd nie. Die Here sê as jy oog jou laat struikel, ruk hom eerder uit. Jy gaan 'n onverganklike liggaam kry, maar ruk hom nou uit. Maak 'n plan. Openbaring 6 vers 14 en 17. En die hemel het weggewyk soos 'n boekrol wat toegerol word. En al die berge en die eilande is uit hulle plek versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerste oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in spilonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? U het 'n keuse. Maak jou keuse. Maak jou keuse. Daar is 'n ewigheid wat wag, my vriend, my vriendin. As julle dan graag wil gereed wees vir wanneer die Here kom, wil ek graag hê julle moet saam met my opstaan nou. Dat ons saam kan bid en pleit dat die Here ons sal gereed maak vir daardie dag wanneer hy kom op die wolke, om ons te kom haal en te vat na waar hy is. Liewe Heer, ons pleit U vanaand. Ons het hierdie pragtige skildery gekry wat net U woord vir ons kon gee. Hierdie pragtige skildery wat vir ons sê, daar is hoop in U. En ons wil graag deel wees van daardie skildery. Ons wil graag deel wees van daai skildery waar ons saam met U 'n ewigheid kan leef. Maar nie net saam met U nie, maar ook saam met ons geliefdes wat U geskaap het. Dat ons almal gereed sal wees vir U koms, my God. Ek smeek vanaand 'n seëning oor hierdie gehoor uit, liewe Heer. Ek smeek by U vir 'n seëning oor hulle. Dat U in hulle op hulle lewens sal werk. Hulle lewens so sal rig dat hulle op die nou pad sal kom en daar sal bly saam met U tot U op die wolke gaan kom. Dat nie een van hulle wat vanaand hier is, liewe Heer, verlore sal gaan nie, maar gered sal word. Oortuig ons harte asseblief. Maak ons nuwe mense asseblief, my God. Haal daai klipharte uit. Maak ons harte van vlees, dat ons mekaar kan begin lief hê, soos ons eendag sal hê in die hemel. Asseblief, my God. In Jesus se naam. Amen.